Goeiedag, en vandag is ons by Handelinge 23, wat vir ons wys dat God bewaar ons in die nag. Kom ons bid net eers. Here, dankie dat U nie slaap wanneer ons in gevaar is nie. Maak ons harte stil vandag, Here. Praat deur U woord en gee ons moed om die waarheid te praat, selfs tussen mense wat verskil. Amen. En dan net so kort inleiding oor wat ons nou gaan lees daar in hoofstuk 23. Paulus staan voor die Joodse raad. Ja, hy verdeel Fariseërs en Sadduseërs deur te sê, hy word verhoor oor die hoop van die opstanding. Die risie red sy lewe. Daardie nag verskyn die Here en hy sê, hou moed, jy moet nog aan Rome ook getuig, né? Die volgende dag sweer meer as 40 mans om Paulus dood te maak. Maar sy neef hoor die komplot en hy waarsku die Romeine. Kom ons kyk nou verder wat die woord self sê. Romeine 23 vers 1. En Paulus het die oë op die raad gehou en gesê, broeders, ek het met 'n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag. Maar die hoëpriester Ananias het bevel gegee aan die wat by hom staan, om hom op die mond te slaan. Toe sê Paulus vir hom, God sal u slaan, gewitte muur. U sit tog om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in die stryd met die wet dat ek geslaan moet word. En die wat daarby staan sê, skel jy die hoëpriester van God uit? En daarop sê Paulus, ek het nie geweet, broeders, dat hy hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe, van 'n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie. En omdat Paulus geweet het, dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit die Fariseërs bestaan, het hy op die raad uitgeroep, broeders, ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër, oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. En toe hy dit sê, het daar twis ontstaan tussen die Fariseërs en die Sadduseërs, en die menigte het verdeeld geraak. Want die Sadduseërs sê dat daar geen opstanding is nie, ook geen engel of gees nie, maar die Fariseërs bely albei. Toe was daar 'n groot geroep, en die skrifgeleerdes van die party van die Fariseërs het opgestaan en heftig gestry en gesê, ons vind geen kwaad in hierdie man nie, en as 'n gees met hom gespreek het, of 'n engel, laat ons nie teen God stry nie. En toe daar 'n groot twis ontstaan het, en die owerstes oor 1000 gevrees het dat Paulus deur hulle verskeur sou word, het hy die soldate bevel gegee om te gaan en hom met geweld weg te neem onder hulle uit en in die kamp te bring. En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Nou die volgende opskrifie sê vir ons die samenspanning van die Jode teen Paulus. Hy word nou na Caesarea gestuur, vers 12. En toe dit dag geword het sommige van die Jode saamgespan en hulle self vervloek, deur te sê dat hulle nie sou eet of drink, totdat hulle Paulus doodgemaak het nie. En daar was meer as 40 wat hierdie sameswering gemaak het. Hulle het na die owerstes en die ouderlinge gegaan en gesê, ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik, totdat ons Paulus doodgemaak het. Vers 15, laat dan nou, saam met die raad aan die owerstes oor 1000 weet, om hom môre af te bring na u toe, asof u oor sy saak 'n noukeuriger ondersoek wil doen. En ons is gereed om hom uit die weg te ruim, voordat hy by u kom. Maar die seun van Paulus se suster het van die hinderlaag gehoor, en hy het gekom en in die kamp gegaan en dit aan Paulus vertel.
En Paulus het een van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, bring hierdie jongman by die owerste oor 1000, want hy het iets om aan hom te vertel. Daarop neem hy hom saam en bring hom by die owerstes oor 1000 en sê, die gevange, Paulus, het my na hom geroep en versoek om hierdie jongman na u toe te bring, omdat hy iets het om aan u te sê. Daarop vat die owerste oor 1000 hom by die hand en gaan een kant toe en vra, wat het jy om aan my te vertel? En hy sê, die Jode het ooreengekom om u te versoek, om Paulus môre af te bring na die raad, asof hulle iets noukeurigers omtrent hom wil verneem. Laat u dan nie deur hulle oorhaal nie, want meer as 40 man van hulle lê hom voor, wat hulle self vervloek het, om nie te eet of te drink, totdat hulle hom omgebring het nie. En nou is hulle gereed, en wag op u toestemming. En die owerste 1000 het die jongman laat gaan en hom bevel gegee, vertel aan niemand, dat jy dit aan my bekend gemaak het nie. En hy 2 van die hoofmanne oor 100 na hom geroep en gesê, hou 200 soldate gereed, om na Caesarea te gaan, en 70 ruiters en 200 liggewapende manne, teen die 3de uur van die nag, en sorg vir pakdiere, dat hulle Paulus daarop kan sit en veilig na Felix, die goewerneur, oorbring. En hy het die brief geskrywe met ongeveer hierdie inhoud. Claudius Lysias aan die hoogedele goewerneur Felix, groete. Toe hierdie man wat deur die Jode gevang is op die punt gestaan het om deur hulle omgebring te word, het ek met die soldate bygekom en hom gered, omdat ek verneem het dat hy 'n Romein is, maar omdat ek te wete wou kom wat die oorsaak was waarom hulle hom beskuldig, het ek hom na hulle raad afgebring, en uitgevind dat hy beskuldig word oor twisvrae van hulle wet, maar dat hy nie aangeklaag word van iets wat die dood of boeye verdien nie. En omdat aan my meegedeel is dat daar deur die Jode 'n komplot teen die man sou gesmee word, het ek hom met eens na u gestuur, en ook sy beskuldigers gelas, om wat hulle teen hom het, voor u te sê, vaarwel. En die soldate het Paulus geneem soos hulle beveel is, en hom in die nag na Antipatris gebring. En die volgende dag het hulle die ruiters met hom verder laat gaan, en self na die kamp teruggekeer. En die het in Caesarea gekom, en die brief aan die goewerneur gegee, en ook Paulus voor hom gestel. En die goewerneur het die brief gelees en gevra, uit watter provinsie hy was. En toe hy verneem dat hy uit Cilicië was, sê hy, ek sal jou in verhoor neem, wanneer jou beskuldigers ook aangekom het. Toe gee hy bevel, dat hy in die paleis van Herodes bewaak moes word. Tot sover vandag. En môre gaan ons kyk waarop Paulus voor die regterstoel van 'n goewerneur Felix in hoofstuk 24 verskyn. En nou net die oog na binne wend, nê, daar in die hart kyk, oor wat ons net gelees het. Paulus gebruik nie leuns nie, nee, maar die waarheid van die opstanding om in 'n moeilike vergadering te staan. Wanneer ek onder druk is, gryp ek na manipulasie of na die kern van my geloof? En tweedens, God gebruik 'n jong neef. Hy gebruik nie 'n engel nie om Paulus te red. Wie in my lewe lyk onwaarskynlik, maar kan dalk God se instrument van beskerming wees as ek luister. O Here, dankie dat U in die nag altyd naby ons is. Leer ons om moed te hou wanneer mense teen ons saam sweer en beswadder en sleg van ons praat. Bewaar ons teen hulle, Here, en om oop oë te hê vir die helpers wat U aan ons stuur. Amen.
my terug na u teenwoordigheid, waar uw lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger, maak my lewend in u lig. Here, wek die vuur weer in my siel. Ek smag na u woord se krag en rigting. Waar uw lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger, maak my lewend in u lig. Here, wek die vuur weer in my siel. Ek smag na u woord se krag en rigting. Maak my honger vir u woord, Heer. Maak my honger vir u woord, Heer. Laat dit brand soos 'n vuur in my. Roep my terug na u teenwoordigheid, waar uw lewe in my hart weer bly. Maak my honger, maak my honger, maak my lewend in u lig. Here, wek die vuur weer in my siel. Ek smag na u woord se krag en rigting. Maak my honger vir u woord, Heer. Laat dit brand soos 'n vuur in my. Roep my terug na u teenwoordigheid, waar uw lewe in my hart weer